Goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid en insig sal bekragtig, terwyl ons vanmôre gaan aangaan met ons reeksie vanuit die boek Spreuke, die 15de hoofstuk. Voor ons daarby kom, groet ek u met die woorde van Halleluja lied 127, baie besondere Halleluja lied in die Halleluja bundel. Daar staan: verhoogde Heiland, trek ons hart uit vrees en smart tot u na bowe. Leer ons, geheilig deur u Gees, tog nederig wees. U woord gelowe, laat ons u heilige waarheid eer, maak ons al meer u self deelagtig. Dan bly ons hart deur u verlig, op u gerig, u dood gedagtig. Baie mooi hoe die skrywer van hierdie Halleluja lied vir ons oproep tot 'n lewe van nederigheid. Dit kan alleen gebeur wanneer die Heilige Gees heerskappy voer in ons lewe en deur die waarheid van die woord ons harte verander om meer te word soos ons Here Jesus Christus. En ons doen dit, vriende, omdat ons dankbaar is, omdat hy aan die kruis gesterf het vir ons sonde, omdat hy die bittere prys vir ons sonde betaal het, sodat ons dan ook gered kan word. Daarom is geen opoffering vir ons te groot nie, en leef ons dan ook om hom welbehaaglik te wees. Vanmôre gaan ons stilstaan by vers 12 en 13 van Spreuke 15. Daar staan: die spotter hou nie daarvan dat 'n mens hom bestraf nie. Hy gaan nie na die wyse toe nie. 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Nou kom ons kyk bietjie wat hierdie twee verse bedoel. Ag vriende, ek glo dat Salomo onder leiding van die Heilige Gees ook hierdie tydlose waarhede opgeteken het, sodat ons wat leef in die jaar 2024 baat kan vind daarbey, kosbare lewenslesse kan leer en ook so die Here welbehaaglik kan dien. Nou vriende, as ons kyk na hierdie woordjie spotter in vers 12, dan kan dit ook verwys na 'n ligsinnige mens. Dit kan wys na 'n dwaase mens, dit kan wys na 'n eie wyse persoon, 'n persoon wat altyd dink hy's reg, en die Bybel sê so 'n persoon haat bestraffing. Hulle dink hulle is altyd reg, en al lê jy die feite puntsgewys vir hulle neer, sal hulle nog steeds met jou argumenteer en stry om 'n standpunt in te neem. En ag vriende, die Bybel sê vir ons baie duidelik, hulle hou ook nie daarvan om na die wyse te gaan nie. En wanneer ons hierdie verse lees, en terwyl ek voorberei, het ek daaraan gedink, ons dink altyd aan die spotter, of die dwaase persoon, of die eie wyse persoon, of die ligsinnige persoon, as die klomp boosaards wat ons baie keer op televisie sien, wat in rolprente speel, of ons kyk miskien na mense waar ons miskien golf speel, of by ons werksplek, of oor die televisie wanneer ons nuus kyk, dan dink ons, ja, hierdie is dwaase, hierdie is ligsinnige, hierdie is eie wyse mense, hierdie is spotters. Maar vriende, as ons so 'n bietjie die krentjie nouer trek en ons kyk na ons eie lewe, is ons nie ook maar baie keer eie wys, dwaas in ons optrede, in ons gevolgtrekkinge, in die manier hoe ons dinge hanteer nie. Ek het so daaraan gedink in ons huwelike. Hoe dikwels, vriende, besef ons is verkeerd in 'n bepaalde saak. My vrou praat miskien my oor 'n bepaalde saak en ek besef ek's verkeerd, maar ek's hardkoppig, ek is dwaas, ek is eie wys, ek is eie sinnig, en ek maak 'n grap daarvan, of ek probeer dit afmaak, of ek bly stry, of ek probeer 'n standpunt maak, of ek verhef my stem om my sê te sê, en ek sit my voet neer, en ek gaan te keer, en eindelik is ek maar soos hierdie spotter, hierdie dwaase persoon, wat nie na wysheid wil luister nie, wat nie die feit op die tafel wil raak sien vir wat dit is, en besef ek is verkeerd nie. Dink maar by die werksplek, hoeveel argumente is daar, in kerke, omdat mense hierdie gesindheid het van 'n spotter, van 'n eie wyse, van 'n dwaase, van 'n ligsinnige mens. En ag vriende, al hierdie woorde kom maar neer op een en dieselfde ding, dat ons harte ons dikwels bedrieg. Ons harte is dikwels so hoogmoedig, dat ons nie in nederigheid voor die Here wil buig en sê, Here, ek erken ek is verkeerd. Ek sien die feite wat op die tafel is. Ek sien dat ek verkeerd is, en help my om in nederigheid te erken en dan te bely. Ag vriende, ons kyk in die Bybel hoe dikwels die Here sy kinders teregwys. Ons sien hoe kinders van die Here mekaar teregwys, en ons sien 9 uit die 10 keer, en ek is Here so dankbaar daarvoor, vir die regte gesindheid van God se kinders, wat sê ek is verkeerd, en ek bely, en ek laat staan, en ek sal barmhartigheid vind. Vriende, wanneer ons maar net klakkeloos aangaan, en weier dat ons bestraf word, dat ons weier om die wysheid van ander mense te aanvaar, die feite op die tafel, sê die Bybel, sal ons ondergang verseker kom. Intussen tyd beleef ons die hartseer gevolge van die verlede, en dikwels die hede, en die gevolge wat ook in die toekoms gaan kom. En dikwels, vriende, deurboor ons onsself met smarte, en
en hartseer oor hierdie eie sinnigheid. Daarom is die gebed van my hart vanmôre, dat ons vanmôre nie 'n spotter sal wees nie, dat ons nie vanmôre iemand sal wees wat haat dat iemand my bestraf of my teregwys nie, maar dat ek sal buig en altyd vir die Here sal vra, leer my wysheid in elke situasie, in alle omstandighede, in watter gesprek of argument ek ook mag wees, leer my ook iets daaruit, sodat ek in nederigheid U kan verheerlik in alles. Nou sê die Bybel vir ons verder, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Nou vriende, dit is so, dat wanneer ons vrolik is, raak dit ons nie net innerlik nie, maar almal sien uiterlik dat ons bly is, dat ons opgewonde is. En as jy na die Engels gaan kyk, praat hy van a happy heart, of a discerning heart, or a cheerful heart. Met ander woorde, daar is innerlike blydskap, en dit kom na vore in my uiterlike optrede. En ag vriende, as ons kyk na wat in die lewe aangaan, dan besef ons daar is baie om oor bly te wees. Die Here sê die blydskap in die Here is ons beskutting. Paulus sê in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. As ons kyk na wat die Here vir ons gee, 'n vrou en kinders en 'n werk en 'n plek om in te bly en versorging en sy woord en sy Heilige Gees en 'n gemeente en vriende, baie keer wat ons op vakansie kan gaan, 'n bietjie kan gaan rus en al hierdie seëninge, kinders en kleinkinders, dan dank ons die Here. En dit was as ons daaroor dink, kom daar so blydskap in ons siele na vore en in ons harte en ons wys dit verander, omdat ons weet dat die Here vir ons goed is. En daarom wil ek jou vra dat jy meer sal dink oor die goeie in jou lewe, as oor die een of twee dinge wat in jou lewe sleg is. Wat miskien gebeur wat jou hartseer maak. Want ek wil vir u sê, vriende, daar is so baie wat ons oor kan bly wees, dankbaar kan wees, wat ons harte opgewonde kan maak. Want die Here is vir ons goed, ver bo die maat. Die Bybel sê aan die ander kant, by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Hierdie verdriet kan ook die woordjie wees smart. Nou, dit is so vriende, dat daar baie keer met ons dinge gebeur. Ons lewe in 'n gevalle wêreld. Ons kan nie Utopia skep hier nie. Ons lewe nie in die tyd van Eden voor die sondeval nie. Ons lewe nie in 'n sondelose wêreld nie. Smart is deel van ons lewe. Daar is baie keer beserings wat ons opdoen. Daar is siekte waardeur ons gaan. Daar is misverstande. Vriende, daar is selfs die dood wat oor ons familie se pad kom, oor ons gesin se pad kom. En dan moet ons dit hanteer. En dit beteken nie ons moet lag en gesels wanneer ons droefheid ervaar in ons lewe en smart ervaar in ons lewe nie. Maar die Bybel sê vir ons ook, dit is ook goeie tye. Dis ook tye waar die Here vir ons leer hoe kortstondig die lewe is, hoe verganklik ons is, hoe nietig ons is. En ag vriende, dit bring ons baie keer by hierdie plek waar ons meer tyd in gebed spandeer, meer tyd aan die Here spandeer, meer selfondersoek doen, ons lewe in oënskou neem en vir die Here vra, is dit wel met my siel? En daarom is het belangrik dat ons sal sien, al twee hierdie dinge is noodsaaklik. En ag vriende, nou is die gebed van my hart, dat ons nie, wanneer daar smart in ons lewe is, wanneer daar hierdie verdriet in ons lewe is, daarby sal bly nie. Jy sien, baie mense top so lank daaroor, dat hulle naderhand depressief raak, naderhand neerslagtig raak, naderhand in hierdie gat van donkerte wegsink. En daarom is my aanbeveling vanmôre vir jou, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly julle. Die Bybel sê vir hulle wat God liefhet sal alles ten goeie meewerk, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Selfs die smart, selfs die verdriet, is wat God toelaat in sy liefdevolle hand oor my lewe, om my nader te trek aan homself, om homself meer aan my te openbaar, om my liefde vir hom groter te maak, en dat ek met 'n losser hand sal vashou aan hierdie verbygaande dinge van die wêreld. Daarom is die gebed van my hart dat ons in tye van blydskap en vreugde die Here sal eer en dat ons verander sal wys hoe goed die Here vir ons is. En wanneer die tye van smart en verdriet oor my lewe kom en daar is tye van hartseer en trane en droefheid en tye van introspeksie, dat ek ook dit sal sien as 'n gawe uit die hand van die Here. En dan as die Here my deur hierdie drif trek en as ek deur hierdie moeilike tye kom om eer te bring aan hom en vir ander te vertel hoe goed die Here vir my is. Mag die Here ons seën met wysheid en insig, dat ons sal besef dat ons het een lewe en gou gaan dit verby. Wat ons vir die Here gedoen het sal staande bly en in die maklike en die moeilike tye om hom te vertrou. As die alleenwyse God aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Vriende, groete vir u. Mooi dag verder, baie seën en ons bid vir mekaar. Liefde daar. Tada.